Here, ons is dankbaar om nou te kan stil word. Ja, Here, meer as dit, ons is in 'n posisie van rus. En ons is gereed om te ontvang, Here. U nabyheid te ontvang. Die inspraak deur u Gees in ons lewens te ontvang, Here. Ja, Here, u teenwoordigheid te beleef. Maar Here, soos ons voor u sit vanoggend, het elkeen van ons 'n geskiedenis. Ons het elkeen op hierdie oomblik 'n situasie waar binne in ons moet leef en oorleef. Here, en soms is dit 'n moeilike plek om te wees. Soms kry ons bitter swaar in hierdie situasie. En soms, Here, word ons kragte tot die uiterste beproef. Dankie, Vader, dat ons vanoggend onsself, ons situasie, ons menswees, net reserveloos in die hande kom plaas en vra, lei u vanoggend deur u Gees die pad wat u met ons wil stap. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons is by die tweede laaste hoofstuk van om God in die gewone te vind. Vandag die gewone van genesing en rus. Verlede week het ons stil gestaan by die gewone van seer. En volgende week gaan ons dan ook die reeks afsluit waar ons onder andere die realiteit van die dood gaan hanteer. Die laaste 3 hoofstukke, verlede week, vandag en volgende week, is juis plekke waar ek en jy dit moeilik vind om God in die gewone te vind. Die rede daarvoor is eenvoudig, dit raak terreine aan wat ek en jy beskou as privaat. Raak terreine aan waar ek en jy nie sommer iemand toelaat nie. Waaroor ons nie praat nie. Asof die samelewing daaroor baie jare terug 'n waardeoordeel gevel het. Ja, die samelewing sê vir ons, dis nie goed om nie oukei te wees nie. Dis nie goed om te wys as jy swaar kry nie. Dis nie goed om uiting te gee aan daardie emosies wat jy het, juis in die moeilikste van omstandighede nie. As ons vanoggend wil praat oor genesing spesifiek, dan genesing van my siel, nie noodwendig enigstens genesing van 'n fisiese siekte nie. En die rus wat daarmee gepaard gaan, waarsonder ek en jy nie kan leef nie. Moet ons begin om vir mekaar te sê, dit gaan nie oor 'n bepaalde ouderdomsgroep nie. Om daardie ervaring te hê van ek is oorlaai, ek is oormoeg, die las wat ek nou dra is vir my te veel, is nie beperk tot enige ouderdomsgroep nie. Die hartseer is dat dit al hoe meer in ons tyd ook neerslag vind, selfs in laerskoolkinders. En dis nie goed om te beleef nie, om te besef dat dit 'n wiel is wat so besig is om te draai, dat dit selfs ons kinders begin insluit. Tom sê, uitbranding is een van die woorde wat deesdae gereeld in ons samelewing gebruik word. Ons hoor met reëlmaat van mense wat afgeboek word, omdat hulle nie meer kan nie. En net daar wil ek stop. Die oomblik as jy dit hoor, wat is jou eerste gedagtes? Deel dit nou met jouself oor daardie persoon. Hoekom is dit dat iemand wat in so 'n situasie is, bang is om dit deur te gee aan die werk, aan 'n vriendekring, aan kollegas? Want daar is 'n lading wat toegeken word aan iemand wat so iets ervaar. 'n negatiewe beoordeling.
Hy of sy het maar net nie wat dit vat nie. Ja, hy of sy, en so gaan die retoriek aan. Uitbranding gebeur wanneer die energie wat ons elke dag gebruik kapasiteit oorskry. Dit lei tot 'n afname in ons krag en lewenslus. Soms brand ons ook uit wanneer ons verantwoordelikhede te veel raak en ons alles self probeer doen en nie genoeg rus nie. In ons gewone lewe is daar een allerbelangriker les wat ons moet leer. Ons moet die spoed van ons siel respekteer en leer om vanuit rus te leef. 'n plek waar so iets gebeur, 'n plek waar ek daardie genesing wat ek nodig het op daai vlak van uitbranding kan kry, is in 'n spreekkamer situasie, waar ek iemand sien wat die kundigheid het, wat opgelei is om my by te staan. Maar weer eens, as ek en jy hoor van iemand wat by 'n sielkundige was of by 'n psigiater, sonder om dit nou te sê, wat is in my en jou gedagtewêreld oor daardie persoon? Ek moet eerlik wees, in Suid-Afrika, my ervaring, is dit amper 'n skande as jy dit nodig het. As jy die waagmoed aan die dag lê om so 'n afspraak te maak. Die hartseer in die Amerikaanse samelewing is dit heel anders. Dis amper asof jy in die Amerikaanse samelewing 'n terapeut moet hê. En so nou en dan as dit nodig is by 'n dokter uitkom. Maar jy kan nie sonder 'n terapeut funksioneer nie. Daarom is dit nie 'n skande nie, en almal sal maklik die vraag antwoord, wie is jou terapeut? Waar is die beste terapeut in die dorp wat ek kan kry? En dan terapie daar werk ook met 'n baie groter vrymoedigheid. Wat jy daar sien is 'n tipiese terapiekamer en die vertrek langs aan. Daar's 'n eenrigting glas. So aan die linkerkant sal jy jou terapeut ontmoet. En jy sal jou hart deel oor waar jy jou bevind, die mate van uitbranding wat jy beleef, die trauma wat jy beleef. En dan aan die regterkant is ander terapeute, een of twee, wat inluister en kyk, wat liggaam, houding en dies meer dophou. En dan kom daar 'n tyd, wat terapeut en hierdie in die kamer langs aan sitplekke ruil. En dit wat jy beleef het deur hierdie eenrigting glas, het jy dan die voorreg om te deel met die persoon, terwyl die terapeut wat besig was afstand kry, ander kant die glas sit en die gesprek kan volg. Die resultaat is fenomenaal. Ons het dit probeer. Die van u wat dit dalk al gesien het, tussen kamer 7 en 8, is daar 'n venster in die muur, hy's nou toegeverf. Op 'n stadium was dit 'n eenrigting glas. En ons het probeer om terapie op hierdie manier te doen, waar ek dan saam met iemand in die een vertrek is, en langs aan my kollega, en wat ons later sou ruil. Onnodig om te sê, in die Suid-Afrikaanse opset werk dit nie. Ons is te privaat. Ons het nie die vrymoedigheid dat iemand anders ook my storie, my situasie moet hoor nie. So ja, ons het hom toegeverf en ons gaan aan op die tradisionele manier. Maar selfs vir hierdie is daar 'n groot mate van terughoudendheid. Is dit dikwels 'n laaste opsie waar 'n ou nie by betrokke wil raak nie. Jy probeer eerder dit vir ander wegsteek. Ja, en hierdie week was vir ons 'n baie moeilike week met die afsterwe van een van ons boetas. En dit het my tot stilstand gebring. Maar ek kon die vrymoedigheid neem om met my kollega te gesels. Ek voel veilig
in sy ruimte. Hy kon dinge wat ek nie voor kans gesien het nie, uit my hande vat. Hy kon donderdag aand in die hemelvaartdiens lei. En dit was tussen my en hom asof dit vanselfsprekend is. Ons het daardie verhouding. Ek kon my hart deel Woensdag met die midweek om net te sê, waar ek Woensdagoggend was, is op 'n plek wat ek kon nie eers bid nie. Ek het nie woorde gehad om te bid nie. Maar ek kon nie dit 10 jaar terug sê as 'n dominee, dat jy nie kan bid nie. Maar ek is nie meer vasgevang in hierdie samelewingsretoriek nie. Ek is eerder daar. En dit het die deur oopgemaak vir so baie oproepe, so baie gesprekke, so baie WhatsApps en vanoggend vir hierdie wat vir ons as gesin so kosbaar is. Sommige net op die kansel. En ja, ek weet wat dit beteken en ek vat dit, ek maak dit my eie. Maar dis waar vanoggend gaan, dat jy nie net dit wat jy ervaar afmaak nie, maar dat jy daarmee begin werk. Dat jy iets begin doen om dit te vermy. Die begin natuurlik sal by God lê. As die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, op die 7de dag was alles klaar, al God se werk was afgehandel. Op die 7de dag het hy toe gerus van al die werk wat hy gedoen het. God het toe die dag geseën en gesê dit moet afgesonder wees van die ander 6 dae. Op die 7de dag het God nie gewerk nie. Hy het van die vorige dae se werk gerus. So die beginsel van selfsorg, die beginsel van ek moet iewers stop van die normale, tot rus kom, begin in Genesis. En die een wat dit instel is God die Almagtige. En die een wat dit die eerste beoefen, is God die Almagtige. Eksodus 20 gee hy dit vir ons weer, om te sê, maar dis dan hoe ek wil hê julle moet leef, as my kinders. Onthou dat die 7de dag die Here se dag is. Jy moet 6 dae lank met jou werk aangaan en al jou alledaagse dinge besig mee wees. Op die 7de dag, dis die dag van die Here, dis God se dag. Jy, jou kinders, die man en vrou wat vir jou werk, jou vee, die buitelander wat by jou bly, nie een van hulle mag op die 7de dag met elke dag se werk aangaan nie. Meer duidelik kan ek en jy nie die Here se wil vir my en jou lewe kry nie. Dat ek en jy op 'n geordende wyse tot rus sal kom en rus van dit waarmee ons besig is en die potensiaal het om my en jou stelselmatig te vernietig. Ja, 'n gereelde rusdag per week, dit is sy wil vir my en jou. Maar dan kom daar uitsonderlike weke, soos die een wat verby is vir my was, en het ek 'n rusdag op 'n totaal ander dag ingerig. Anders sou my siel en liggaam mekaar doodgewoon verloor het. Matteus 14, nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Dit was nog donker toe Jesus die volgende môre na 'n stilplek toe is om rustig met God te gaan praat. En dan net die konteks van hierdie 2 gedeeltes. So aan die een kant het ons God die Vader wat sê, dis hoe mens rus inwerk in jou dag tot dag. En hy het dit self gedoen. Die Here Jesus kom en hy deel met my en jou daardie selfde beginsel, maar op 'n baie unieke manier. Sy aardse bediening was intens. Dit was gefokus. Dit het gewoonlik gegaan om genesing. Dit het hom na siel en gees en liggaam uitgepunt. Hy kon voel wanneer krag van hom vloei, as 'n vrou aan sy kleed raak en hy het gesê, maar ek kan voel krag het uit my gevloei. Wie was dit? Hy was uitgeput. En na elke
intree rondom baie mense, het hy onttrek. Het hy in 'n posisie van rus ingegaan. En hier sien ons die elemente van rus, wat God ook vir my en jou georden het in die 10 gebooie. Gesprek met God, posisie van rus, alleen, waar dit stil is. So hierdie beginsel, in die Ou Testament gevestig deur God die Vader, word bevestig en geleef deur Jesus in die Nuwe Testament. En dan leer ons iets van Jesus se karakter in die bovertrek, as hy die disippels se voete wil was. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die hom: Here, wat gaan u my voet, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord hom: Wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Interessant, as 'n mens die kommentare lees, dit gaan oor baie meer as net die fisiese was van die voete, die fisiese was van die onreinheid, van al die stap met sandale en stof. Daar is 'n element van die simboliese, ons was die verlede af, ons was die vuilheid af, ons was die sonde af, maar daar was ook iets anders. Hy, die rabbi, die leier, die een wie sy voete gewas moes word, die een wat kniel, wat homself weerloos stel voor sy disippels. En wat dan 'n daad doen, wat gevul is met 'n hart van empatie, wat ons verlede week gesels het. En wat hy sê, jy later sal verstaan. Die Here het geweet, hulle gebrokenheid is veel meer as wat hulle te kenne gee. Die onsekerheid wat hulle in hulle hart geleef het, is veel meer as wat hy, of wat hulle sou wou sê in daardie stadium. En uiteraard wat voorlê vir hulle, wanneer hy hulle verlaat het, wanneer hy opgevaar het, nie 'n maklike pad nie, het die Here op hierdie manier probeer sê, maar ek is die een wat by julle is. Ek is die een wat wil begin deur jou voete te was. Ek wil jou reg kry vir wat voorlê. Parker Palmer sê, self-care is never a selfish act. It is simply good stewardship of the only gift I have, the gift I was put on earth to give to others. Wanneer jy in daardie totale moment van uitgeputtenheid kom, wanneer selfs die opkomende son vir jou geen lig inhou nie, wanneer jou kragte fisies, maar ook geestelik leeg is, dis die moment wanneer ek en jy moet besef, selfsorg is nie net ter wille van myself nie. Want ek en jy is by die aarde geplaas, nie ter wille van onsself nie. Ons is hier juist ter wille van ander. En die vraag is, watter rol, funksie, plek vervul ek in die lewe van ander? En as ek besig is om selfsorg, om na myself te kyk, om te verhoed dat ek by hierdie plek kom, waar ek totaal uitgebrand en leeg is ek besig om te dink aan die belange van die, wat die Here aan my toevertrou het. En daarom kan selfsorg nooit 'n selfsugtige taak wees nie. Selfsorg is in die eerste plek in die belang van ander. Anytime we can listen to true self and give the care it requires, we do it not only for ourselves, but for the many others whose lives we touch. En dit vergeet ons heel dikwels. Dis my eerste gewaarwording as ek veral dan by Boetas is in die hospitaal wat 'n hartaanval gekry het, wat by die dood omgedraai het, wat vir die eerste keer besef, die werk gaan aan sonder my. Daar is 'n succession plan, as ek dit nie gemaak het nie, die volgende ou sou al reeds begin het. Dan die absolute skok om te besef,
Ek het eintlik net myself benadeel. En my geliefdes, die naaste aan my. Om nie na jouself te kyk nie, om nie die orde wat die Here gesê het van rus, waarin ek en jy weer heel kan word, batterye kan herlaai nie. As ons dit nie doen nie, is dit katastrofies vir die wat die Here aan my toevertrou het. Die beginsel van 'n battery wat moet laai, die van julle wat ook F1 volg vanmiddag se Grand Prix weer, saam met die brute krag wat daardie engines het, is daar 'n battery. 'n Battery wat krag van getrek word, veral as jy in die DRS-zones is waar jy die engine 'n ander mate van werking toegelaat word vir 'n kort tydperk. Dit verg batterykrag. Maar as jy nie kyk na jou battery nie, die volgende ronde, as iemand jou wil verbygaan en jy het nie genoeg batteryreserwes om 'n tee te staan nie, word jy 'n slagoffer en hulle vlieg net by jou verby. Selfsorg van die battery is een van die belangrikste take wat 'n F1 renjaer elke ronde moet doen. En so het ek en jy biologiese battery. Ons liggaam, ons gees kan net 'n sekere hoeveelheid dinge vat. Dan word die battery pap. Maar as hy depleted is, enige battery wat totaal doodgetap word, tel skade op. 'n Hartaanval laat skade. En daarom kan en moet ek en jy nie toelaat dat ons op daai punt kom wat ons depleted is nie. Want soms lei dit tot die tragiese gevolge. Dat so 'n persoon net sê, maar ek sien nie meer kans om te lewe nie. Wanneer ons die Sabbat onderhou, maak ons ruimte in ons lewe om die rus van die Here te beleef. Dit gee vir ons die geleentheid om herskep te word. Ons bring die gewone gang van ons lewe tot stilstand en gesels met God. Ons bid. Die interessante is nie net die Here wat so sê nie. Baie van ons werkgewers in die personeelbeleid staan daar op grond van die aanbeveling van mediese kenners dat in die beroep wat jy is, jy ten minste 21 dae aaneenlopende verlof elke jaar moet hê, sodat jou liggaam en gees kan bly funksioneer. Is jy in so 'n beroep? As jy terugkyk na die laaste 20 jaar, hoeveel keer het jy daai 21 dae gevat? Baie van ons gaan dokter toe. Ons is siek, ons het griep, ons het longontsteking, ons kry 'n sieknota. Jy moet 5 dae bedrus. Die tweede dag is ons terug op kantoor. Ons steur ons net nie aan die Here nie en aan enige kundige nie. Ek en jy is doelbewus besig om onsself in die wiele te ry. Ons speel omdat ons nie meer slawe is nie. Om die Sabbat te beoefen is nie dieselfde as om 'n afdag te hê wat ons kans gee om ons admin in te haal en te gaan inkopies doen nie. Dit is 'n dag vir herkalibreer, om tot verhaal te kom, om tot rus te kom. Ons afdag is die dag wat ons inhaal. Admin, en. Tom het 'n voorbeeld in sy boek. Hy sê nadat hy hierdie dinge besef het, hy het self op uitbranding verby geëindig en dit was traumaties vir hom en sy gesin, het hy 'n nuwe ritme begin. En dis wat ek en jy die uitdaging voor het. As ons vanoggend sê, daar is veranderings nodig,
om die beginsel van God rondom genesing en rus deel te maak van my lewe, wat ons moet doen, wat hy gedoen het. Hy het gesê as predikant, dis logies, ek het nie Sondag om te rus nie. So my rusdag is Vrydag, dis my Sondag. Sondag is my eerste dag, werksdag van die week. So konsekwent, van 'n donderdag aand na 6, is sy foon af. As hulle opstaan op 'n Vrydagoggend, gaan hy en sy vrou en gaan stap in 'n park. Dan is dit ontbyt, dan is dit saam kuier as man en vrou, of hulle 'n fliek kyk, of hulle iets op televisie kyk, dan vang hulle 'n middagslaapie, dan gaan haal hulle die kinders, dan pak hy 'n vuurtjie, dan braai hulle, en hulle speel as gesin speletjies, en hy gaan slaap. Dis sy rusdag, waarin hy uitdrukking gee. En uiteraard, as hy in Lolly stap, in die park, baie tyd van gebed met die Here. Dis hoekom hy sê, 'n rusdag is 'n dag van gebed en speel. Die feit dat ek kan speel, kan ontspan, sê ek is nie 'n slaaf van my horlosie nie. Ek is nie 'n slaaf van enige iets nie. Ek is vry in die Here. Ek gebruik hierdie dag om met hom in gesprek te tree, om self tot rus te kom, my geliefdes te koester, om 'n afdag te hê, want ons kans gee om admin in te haal nie. Dis iets wat ek en jy, wil ek amper sê, in begin spesialiseer. Die taakies wat op die lys kom, wat op my afdag moet gebeur, is later dan so oorweldigend, dat ek te bang is om die afdag te hê, want ek gaan nog moer eindig, voor ek daai afdag begin het. So neem dit wat Tom doen, en vra vir jouself, hoe kan ek in my lewe 'n afdag, soos die Here dit bestem, sinvol inrig, waar ek by myself, my geliefdes en veral God uitkom, waar ek wegstap van die normale, wegbly van my rekenaar, my laptop, my selfoon, en môre gaan ek weer aan. So hoe kan ek en jy met genesing en rus leef? Want as ons dit begin leef, ontdek ons God in die gewone van die kleinste dinge. Het ek hom vanoggend ontdek toe ek hierdie varkore sien, in die gewone van 'n week wat ek gou in my lewe wil vergeet. Het ek hom ontdek elke oproep wat ek ontvang het, wat doelgerig was, om my uitgebrande gees weer op te lig. Die eerste ding, wees braaf genoeg om te sê, ek het hulp nodig. Maak ook seker dat jy in jou menswees dit uitstraal aan die wat die Here aan jou toevertrou, in jou gesin, kollega-kring, waar ook al, dat hulle die vrymoedigheid sal hê om dit te doen. Terug by die voetwassing van Jesus. Sy disippels het die vrymoedigheid gehad daarna, om met hom enigiets te kon deel. Want hy het vir hulle gesê, kom in die binnevertrek, wat gaan hier gebeur? Ek gaan jou voete was, ek gaan die las van jou skouers ligter maak. Die gees wat uitgerem is, gaan ek oplig. So ek en jy moet 'n bokamer effek kan skep, deur ons mens, ons persona, dat ander kan sê, ek wil met jou deel, ek wil braaf wees. Vestig die sabbatroetine in jou lewe, God se ritme. Ons het gehoor hoe Tom dit doen. Dis dood eenvoudig, dis alledaagse dinge. Dit vra dat ek en jy dit sal doen. Dat ons 'n dag sal skeduleer. Die meeste van ons weekprogram loop, dat Saterdag en Sondag daar is wat ek dit kan doen.
Die vraag is, gaan ek dit doen? Laat Jesus toe om jou na die bovertrek te nooi. En laat hom toe om jou voete te was. Tom vertel dat deel van die terapie wat hy in daardie tyd moes gaan om sy stikkende gees weer heel te maak, was yoga klasse wat hy bygewoon het. En in een van hierdie klasse het hy net heeltemal gebreek. En hy sê daai oomblik toe hy breek, toe sy gees nie meer kan nie, toe hy net begin huil, is dit asof hy die stem van die Here gehoor het, wat vir hom gesê het, Tom, jy's nou in my bovertrek. Ek wil jou voete was. Daai absolute broosheid. Hy vertel verder dat hy as deel van hierdie terapie ook 2 honde, rescue honde aangeneem het. En hoe hierdie honde vir mense so angswekkend bang was, dat hulle nie naby hulle wou kom of hulle toelaat nie. En die proses wat hy moes deurgaan om hierdie honde se vertroue te wen. En hy sê op 'n dag, toe hy dit die minste verwag en hy by hulle gaan sit en weer verwag dat hulle net sal wegskram, toe kom die 2 honde na hom toe. Kom lê langs hom en draai op hulle rug. Ontbloot hulle magies. Nou die gedragswetenskaplikes sê, die oomblik as 'n hond dit doen, vertrou 'n hond jou 100%. Daardie vrees wat enige hond behoort te hê wanneer die maag na bo is, dat iemand wat vyandig is, die sagste plekkie op daai hond se liggaam net kan gryp en verwoes. As hy daai vrees nie by jou het nie, beteken dit, 'n hond vertrou jou met die mees vulnerabelste gedeelte van hulle liggaam, hulle pensies. En dis in 'n sekere sin wat ek en jy moet doen, wat ons so bang maak. Hoekom is 'n spreekkamer vir my? Hoekom ons vermy om met iemand te praat? Want in die gees is waar ek en jy dan broos lê. Ons is weerloos. Maar genesing en herstel en rus kan nie kom as ons nie by daardie punt kom nie. Onthou dat Sabbat bid en speel is. En ja, 'n belangrike gedeelte is Psalm 34. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Kom ons vergeet nie wat hy aan die kruis ervaar het nie. Dat deel van sy kruiswoorde was, Vader, waarom het U my verlaat? Hy as seun van God het al hierdie dinge geweet. Hy het geweet, die Vader sal hom nooit verlaat nie. Maar sy ervaring as mens, die mate waartoe hy uitgebrand, uitgemergel, leeg was sodanig dat hy gesê het, my Vader, waarom het U my verlaat? Dat ek en jy ook, as ons daardie versigtiging in die hart het, dit moet deel. Verlede week het ons beklemtoon hoe belangrik is dit dat ek en jy 'n binnekring het. Iemand naby ons, 1, 2 of 3, moet wie ek letterlik enige iets kan deel, waar ek letterlik soos 'n hond my mees vulnerabelste kan deel. Dat ek ook self daar kan sê, ek voel nou, die Here het my verlaat, ek is alleen. Hy het sy rug op my gedraai. Maar dan, die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Dis juist daar, waar die Here deur ander in my en jou lewe ingryp. Struikelblokke is daar baie. Want dis 'n terrein wat ek en jy wil toehou vir die wêreld. Dit word gesien as 'n teken van swakheid. Dit moet ons eerlik vir mekaar sê. Ek dink baie van ons het dit dalk net nou gedink, toe ek vra, wat dink jy van iemand? Was daar 'n element van dalk 'n stukkie swakheid? Gejaagde lewe.
As 'n horlosie my en jou baas is, gaan die battery pap word. En mag die Here keer dat die battery nooit doodloop nie. Ek moet altyd besig wees. Jesus moet my aan die werk kry as hy kom. Ek onthou dit uit my kinderdae. Ek kan nie onthou wie nie, maar daai ding is gesê, jy moet besig wees. Moenie lui wees nie. As die Here Jesus kom, het hy jou aan die werk kry. Hy moet net nie op die 7de dag kom nie. Want dan moet hy my nie aan die werk kry nie. Dit is te moeilik om te erken, ek kan nie meer nie. Is dit hoe ons groot gemaak is? Is dit Cowboys Don't Cry? Ek vir Abraham sê, ek kan nie. En sy reaksie, dis bevrydend. Allermins vernederend. Gebrek aan balans. Soms is dit 'n werksituasie wat balans by die deur uitdwing. Maar is net ek en jy wat dit kan terugdwing in dieselfde werksituasie. Die gebrek aan die binnekring. Die feit dat ek Sondag begin inrig het as my inhaaldag. Dat ek selfs op die yskas dalk 'n lysie het van wat ek Sondag moet doen. 'n Vasgekeerdheid. As ek en jy 'n vasgekeerdheid beleef, is ons juis daar waar selfsorg nie meer funksioneer nie. Want dis wanneer ek nie meer kan na myself kyk en ander toelaat om na my te kyk nie, wat ek soos 'n vasgekeerde dier word in my eie situasie, my eie emosies. Dis 'n skande om 'n sielkundige te sien. Ek ignoreer my liggaam se rooi liggies. Male sonder tal. My verwysingsraamwerk is maar boetas wat hartaanvalle kry. Sal ek by hom in intensief staan, dan sal hy vir my sê ek het dit sien kom. Ek het nie geluister nie. 3 maande terug, ek het nie geluister nie. Het nie woorde nie. Ek weet hoe ek voel, maar ek kan dit nie verwoord nie. Dit is normaal. Dis 'n nuwe woordeskat wat ek en jy moet aanleer. Dis 'n woordeskat wat ons opgroei, ons samelewing ons ontneem het en gemaak het asof dit nie bestaan nie. Maar dis 'n woordeskat wat ek moet ontwikkel juis in daai kringetjie van hulle wat die Here aan my toevertrou het, wat ek kan vertrou, waar dit veilig is om te sê, ek weet nie om dit te sê nie, maar ek is klaar, ek is op, ek kan nie môre nie. En 'n mindset, skuldgevoelens, dit wat ek vandag nie klaar kry nie, het ek môre skuldgevoelens oor. Wat ek nie in vandag se 8 ure kan klaar kry nie, kan ek nie klaar kry nie. Die oomblik as dit 'n skuldgevoel word wat ek moet dra en dra en dra, gaan dit my battery tap, dit leeg maak. Ek kies om nie bovertrek te besoek nie. Ek is nie ou wat oor my emosies wil praat nie. Ek is nie ou wat hou van die dinge nie. Los my net uit. Ek vermy doelbewus die bovertrek, die gesprek met iemand, die hulp van buite. Ek trek 'n streep daardeur. Ek maak dat dit nie kan realiseer nie. When we remember the Sabbath and rest on it, we enter into and maintain the rhythm of creation. We keep time with God. Eugene Peterson. Ons het verlede week ook verwys na Matteus 11 vers 28 tot 30, waar Jesus sê, ek stel jou voor aan the rhythms of grace, die ritme van genade, 'n pad saam met die Here.
Eugene Peterson sê, as ek en jy 'n eenvoudige ding doen, om die Sabbat te onderhou, is ons besig om met die ritme van die skepping, God se ritme, in harmonie te kom, in synkronisasie. We keep time with God. En time with God is 6-1. 6-1. Jesus se ritme, 6-1. 6-1. Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you and Lamont. Is dit nie waar nie? As my selfoon niks wil doen nie, dan sit ek hom af vir 5 minute. Wonderbaarlik, dan werk hy weer goed. As my rekenaar aan was vir dae, ek sit hom net op sleep, en ek kom agter, maar dinge werk nie meer soos dit moet werk nie, sit ek hom af. In die ou dae, die ou laptops het nog 'n battery gehad het, wat jy kon uithaal, en het ek die battery uitgehaal, 5 minute, dan is hy weer reg. Ons DStv, die decoder, niks werk nie, hy wil nie werk nie, hy hak vas. Dan bel ek, dan sê sy, meneer, sê naby hom, ja, agter trek die krag uit, 5 minute, sit hom terug, dan werk hy weer. Enige iets wat tot stilstand kom, reboot, herkalibreer, soos dit moet wees, factory setting, hoe dit bestem is om te wees. My en jou fabrieksinstelling is God se ritme, 6 dae werk en rus. Die oomblik as ek en jy dit verbreek, begin dinge snaaks loop, tot ons weer daardie ritme instel, unplug, including you. En dan 'n anonieme skrywer het die volgende gesê, you can't pour from an empty cup. Take a break, rest, and recharge so that you can give your best. Maar die ou beginsel, ek en jy kan nie gee wat ons nie het nie. As ek leeg is, kan ek nie gee nie. Ek daag by die werk op, maar na gees en liggaam het ek niks om te bied nie. Ek is leeg. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses in 'n wêreld wat al meer versnel en die trauma van verwonding intens beleef, is dit belangrik om God toe te laat om ons moedeloosheid te ontmoet. God ontmoet ons in die gewone wanneer ons erken dat ons genesing en rus kort. God ontmoet ons in die gewone wanneer ons erken dat ons genesing en rus kort. Hy sê wie hy is. Hy sê ek is die een wat naby gebrokenes is. Ek is die een wat moedeloos is, wil help. Maar ek en jy, ons moet voor hom erken. Ons het genesing en rus nodig. In daardie oomblik het die Here my ontmoet in die gebeure in die bovertrek wat my gedagtes opgekom het. My mentor was reg, solank ek weerstand gebied het teen Jesus, om my voete wat hy wou was te was. Ek het hom toe ontmoet, my Here. Dit is aangrypend om te lees hoe Tom regtig waar in 'n baie, baie slegte situasie dit ontdek het. Ek laat die Here toe. Ek gee my gebrokenheid aan hom en hoe die Here hom herstel het. Die skryf van hierdie boek is 'n getuienis daarvan. Verlede week het ons gesê, was Jesus se eerste woorde toe hy as opgestane Heer verskyn het, was, hoekom huil jy? Hoekom huil jy? Vandag wil ek jou die Johannes 5:6 opsie bied. Die Here is vanoggend hier en hy vra vir my en jou, soos hy vir die man daar by die bad van Bethesda gevra het, wil jy
graag gesond word? Kom ons sê weer, uitputting, uitbranding, 'n battery wat net afloop en afloop, is iets wat gekoppel is aan alle ouderdomme, in alle situasies. So daar's een vanoggend hier, sluit myself in wat kan sê, dis nie van my, dis nie op my van toepassing nie. Maar dan is die Here se vraag vanoggend, juis vir my en vir jou. Wil jy graag gesond word? En as die antwoord ja is, dan moet ek en jy begin doen. Die vraag dan saam met dit, wil jy graag gesond word? Hoe beoefen jy tans die Sabbat? Die rusdag wat die Here vra ek en jy moet doen. Bied jy weerstand teen Jesus wat jou voete wil was? Hoe bied ek weerstand? Ek het 'n goeie vriend, 'n goeie vriendin, wat my so goed ken, wat elke keer as hy of sy my sien, sê, ek kan sien dit gaan nie met jou goed nie. En my antwoord is, het gaan goed, daar's niks fout nie. Ek stoot weg. Wil jy gehelp wees? Wil jy Jesus toelaat om jou voete te was? Hy gaan dit nie persoonlik kom doen nie, hy gaan dit doen deur iemand oor my en jou pad te stuur. Soos hy oor Tom se pad 'n sielkundige gestuur het, 'n mentor gestuur het, is daar mense in my en jou lewe. Hoe beoefen ek en jy tans selfsorg? En ons weet, selfsorg gaan oor 3 basiese dinge, wat ek eet, hoe ek oefen, hoe ek slaap, en my persoonlike verhoudings. Die oomblik, wanneer ek uitgeput raak, die eerste verhouding wat gaan is my verhouding met myself. Ek begin myself betwyfel. Ek begin voel soos 'n mislukking. Ek bevoel ek is nie meer in staat om te doen wat ek kon nie. Die tweede wat gaan is my verhouding met ander. Ek het spanning met almal om my, juis die vir wie ek lief is. Die derde wat gaan is my verhouding met die Here. Ek kan hom nie meer in die oë kyk nie. Hy is een wat my straf. Hy is een wat my nie hoor nie. Hoe beoefen ek en jy selfsorg? Hoe kyk ons na onsself? Hoe kan ek en jy 'n dag van gebed en speel in ons lewe beplan? Dit wat Tom doen op 'n Vrydag, om donderdag aand na 6 sy foon af te sit vir 24 uur, is 'n eenvoudige plan. Maar jy ken jou lewe, en net jy sal weet, hoe jy 'n plan kan inskuif in jou lewe. Die vraag is, wil jy graag gesond word? Here, ons staan skuldig voor U, as dit kom rondom die eenvoudige ding wat U gevra het. Werk hard en rus my kind. Ja, Here, ons het dit soms vervolmaak om hard te werk. Ons kan aanhou week na week na week, 7 dae 'n week. En soms, Here, wil ons daarin roem. Die hartseer is dis buite U wil, die gevolge katastrofies. Here, net U Gees kan ons vanoggend aanraak, ons denke vernuwe, oor selfsorg, oor genesing wat uitstaande is, oor rus wat brood nodig is. Raak ons aan, Here, lei ons op 'n nuwe pad van doen, en lei ons, Here, op 'n nuwe pad van gesond wees. Maak my oë oop, Here, as U my voete wil was, as U 'n bovertrekmoment in my lewe skep, deur iemand wat U wil gebruik, Here. Gee my die boldness, die krag, Here, om hulle toe te laat, om myself, my weerloosheid, met hulle te deel. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.